Right, ouens, sit hier op Betty's Baai se stoep. Ek gaan vir julle die bombooster poeier, die nuwe ene wat ons maak. Ons verkoop hom nou in 'n sakkie van 250 gram. Die Mava poeier verkoop ons in 75 gram. En ek sal op Facebook nou die foto's sit hoe die pakkies lyk en in die winkel gaan lyk. Right, maar net om 'n paar vrae wat dalk mag ontstaan, 'n bietjie mee te help. Okay. Kom ons gebruik hierdie ou as die Mava poeier. Ek wil vir julle so wys dat ons gooi een hoeveelheid water in daai bak. Ons gaan nou voer maak, okay? En ons gaan een hoeveelheid water in hierdie bak gooi. Altyd eers jou water, okay? Nou, omdat ek daai water 1-1 gebruik het, logies gaan ek 2 koppies voer hierin sit en ek gaan 2 koppies voer daarin sit, okay? Maar wat ek eers gaan doen, ek gaan net 'n teelepel vat. Ouens, omdat hierdie goed so verskriklik sterk is. Ek gaan die bombooster vat. Ek gaan vir my 'n teelepel poeier skep en ek gaan hom in daai water gooi. Okay? Dan gaan ek vir my die Mava poeier vat, 'n vol lepeltjie, en ek gaan hom in daai ouetjie gooi. Nou, as jy kyk, en Red wys vir julle, sal jy sien hy begin so groen skynseltjie agter homself maak. Ons nou baie min water, ons gaan net nou sommer met hierdie selfde ding hengel. So hy word groen, ek gaan hom met my linkerhand hierso meng, en die bombooster natuurlik word bruin. By my Mava poeier, baie eenvoudig, met dieselfde koppie, nadat die sak nou lekker geskit is, ouens, gaan ek vir hom 1 koppie ingooi. Die windjie begin nou waai en ek gaan vir hom 2 ingooi. En dan gaan ons hier by die bombooster en ons gooi vir hom 1 in. En ons gooi vir hom 2 in. Daar's dit. Wat ek nou gaan doen, is ek gaan eers by die Mava poeier kom en ek gaan die ou eers meng. Hy het nou 1 koppie water. Hy het 1 groot teelepel vol Mava poeier. Ryk hom dadelik, baie sterk. En dan die 2 koppies voer. Nou luister ouens, as jy nou voel en jy kyk na jou water en jy sien, joh, maar die water is ontsettend onstuimig of donkerbruin of modderig of wat ook al, dan vat jy 'n eetlepel Mava poeier. Hy kan niks aan die visse doen nie. Dis absoluut 'n top proteïene. Daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. Nie naaste by nie. Okay. So hy's veilig. Die visse geniet hom. Julle het al gesien wat Johan de Klerk met hom doen by Harties, by Tsanindam en veral by Klaserie. Hoe het hy gewerk? Nou righto. Ons praat nou van die gewone oeverhengelaar. Vir my is dit nou die oeverhengelaar wat ek nou 'n bietjie help hier. So okay. Ek het 'n teelepel ingegooi, maar jy's welkom om hom 'n bietjie op te stoot. Nou is ons aan die bombooster se kant. Dit is verskriklik lekker as jy jou koppie wat jy gebruik, dat hy presies dieselfde koppie is waarmee jy jou voer gaan skep. Okay. Wat het ons hier? Ons het 'n koppie water, teelepel bombooster en ons het 2 koppies van die gewone voer. Okay. So, wanneer jy kyk na die 2 voere, en ek hoop 'n ou kan dit nou mooi sien, laat my Mava poeier aan hierdie kant, aan my regterkant, julle linkerkant, is lekker geelerig, en dan die bombooster is besig om die voer 'n bietjie bruiner te maak. Ek wil net terugkom by die bombooster. Ek het vir julle nou die gewone sakvoer gewys. Hy's taamlik grof, en dan 1 keer deur die hamermeele met die bombooster is hy nie meer so grof nie. Hy's 'n bietjie fyner, maar ek het wat ek vir die somer gedoen het. Ek het hom gedubbel op. Ouens, jy kan sommer nou duidelik sien. Hier sit die bombooster vir dieselfde prys. R55 by my vir hierdie sak voer vir 'n 2 kg. Die 2 voere
Ouens, hy het nie langer as 5 minute om te staan nie, okay? Maar nou wil ek ook 'n ander geheimpie sê. Baie ouens gebruik 'n kwaai veer met 'n sinkerop. Baie keer gebruik hy net hierdie groot veer. En dan is hierdie voer natuurlik baie lekker. Hy's baie sag, hierdie ouetjie dieselfde. Hulle maak presies dieselfde. Ek verkies om daai koppie wat ek geskep het. Ek het hom nou uit die sak uitgeskep met die koppie en hy kon nie nou lekker hoog nie, maar ek verkies dat hy taamlik hoog moet hy die voer in hom hê. Want dan kry jy onmiddellik 'n bal wat jy onmiddellik op jou sinker kan sit. So as ek enige voer hier vat, kom ons vat hierdie ouetjie. As ek hom moet vat en ek brei hom, dan wil ek regtig vir julle ouens sê, daar is hy. Hy is onmiddellik reg om op die sinker te gaan. Hy maak jou hande vuil nie, okay? So, ek gaan hom nou 'n bietjie op die sinker sit en dan kyk ons 'n paar ander dinge. Ek voel net, as jy jou kanse wil vergroot, want nou sal die ouens vir my sê, maar hoekom nou Mava en hoekom nou Bombooster saam? Gaan koop by 'n winkel. Dis dan nou duur. Maar ek wil tog net vir jou sê dat Werner Libbe, van die top ouens wat ek van weet, kyk na die video's, hulle hengel al reeds met die Bombooster. Dis vir hulle ontsettende lekker voer wanneer hulle met die cage hengel ensovoort. So uit oralste het die Bombooster al sy plek. Nou ek wil amper sê die Mava poeier, omdat hy 75 gram in 'n pakkie is. Bombooster is 250 gram. Omdat die Mava poeier 'n bietjie minder in die pakkie is, want hy is duur om te maak. Hy's duur om te maak, maar hy is ontsettend uit sy plek in hengel. En sy plek eintlik is, en ek gaan dit net nou demonstreer. Onthou julle wat het Johan gedoen? Hy vat sy asie. Nou praat ons van spesie. Hy vat sy asie, dan doop hy hom, kom ek sê in 'n geur wat hy van hou, en dan doop hy hom in die Mava poeier. Nou ons praat nou oeverhengel. Okay, nou het ek 'n Mava. Ek het nou 'n Mava voerbal. Het ek nou aan my stroppie gesit. Gaan hom net vir 'n oombliekie bietjie neersit. Net vir my hier iewers 'n heuning tot kies. Dis 'n lekker kleintjie hierdie. En dan gaan ek hom op die boonste hoekie sit. Nou sê. There we go. Boonste hoekie. En ek gaan vir my heuning tot op die onderste hoekie sit. Maar wat ek ook nou vir julle wil wys is hoe maak ek 'n Mava deegie. Okay. Daar sê. Hierso het ek my Mava deegie. Gaan nou vir julle presies wys hoe maak ek die Mava deegie en dan gaan ek eene maak met die Bombooster. Right on. Vir die boonste hoekie gaan hom maar gebruik. En dan gaan ons die Mava deegie om die lyntjies se daar. Bietjie moeilik om so sonder die stand te werk en goed, maar daar is 'n lekker Mava deegie met 'n heuning tot. Okay. So lyk die kerel. Jy kan, of wat jy kan doen, jy kan byvoorbeeld vir demonstrasiedoeleindes, ouens, net vir demonstrasiedoeleindes. Niemand dra sulke heuning in hulle kaste rond nie, okay. So wat ek net gaan doen hierso, wat jy kan doen, dis nou jou dippie. Jy het nou jou dippie en jy spuit hom. Jy spuit jou dippie oor jou asie op die manier. En al wat jy dan basies doen, is jy vat hierdie kereltjie en jy spoel hom 'n bietjie in Mava poeier. Okay. Laat lê hom so bietjie, maak seker hy is lekker dik aangesmeer. Laat hom bietjie hang en droog word. Dis genoeg. 'n Ander metode, as jy nie dit op jou asies wil sit nie, ek sit net so streepie van die heuning, sit ek op die voerbal. Nou sê. En wat doen ons nou? Vat net daai voerbal en jy het nou 'n spesiale bakkie, want onthou nou, jy kan nou nie die heuning in hierdie druk en dan net nou amandel en dan net nou allerhande goed nie. So as jy die dag met heuning hengel en jy's tevrede dit werk, al wat jy dan basies doen is dit. Dis al wat jy doen. En jy laat hom droog word en jy stuur hom in en dan bel jy my om te sê jy het foto's wat jy vir my wil wys van visse wat jy gevang het.
En daar is hy, ouens. Ouens, onthou nou, daar's mava-poeier in die voerbal. Hierdie is 'n bietjie ekstra. So daar's nou 'n mava-poeiertjie op die tot wat ek opgesit het, maar daar's ook mava-poeier in die deegie wat ek ingesit het. So nou het jy sommer 'n lekker konsternasie van mava en mielies en 'n deegie en 'n tot. Wat die voerbal kan dit sien. Daar is omtrent 'n 3 na 4 meter kol net hier aan die kant die begin van hierdie water wat so 'n bietjie troebel is. Hy daai mava-poeier, daai hele area het hy so 'n klein bietjie van 'n oliebasis of iets gedoen. Dit lyk te pragtig. Daar is hy. Daar kan jy hom nou mooi sien. Pragtig. Soos ek nou byvoorbeeld die heuning gebruik het, vat jou gunsteling spuit wat jy wil opsit, jou oksblad of jou Macpac goedjies, maak nie saak wat nie, en doop hierdie ou dan ordentlik. Dan het jy die mava-poeier binne in die voerbal, jy het 'n lekker klomp mava buite die voerbal, en dan is jou asies ook gereed met die mava-poeier. Die mava-deegie wat ek net nou gewys het en aan die stroppie gesit het, gaan ek nou die bombooster deegie maak. Maar jy kan presies dieselfde manier. Jy moet eintlik dieselfde manier gebruik om die oudjies te maak, om 'n suksesverhaal te hê. OK, kom ons kyk gou hoe maak ek dit. Omdat jy baie uit hierdie ding uitkry, is dit goed om 'n klein bietjie aan te maak. So ek gebruik 1 teelepeltjie water. Ek gebruik 1 teelepel duiwelsdrek. Jou garlic maak nie saak nie. Gebruik 1 teelepeltjie garlic. En ek meng die klompie met mekaar. Nou hierso, wanneer 'n ou begin met die droë bestanddele, kom ons sê hierdie is die nat bestanddele, né? Wanneer jy begin met droë bestanddele, is dit ook goed om saam met op die einde 'n lekker hoeveelheid wit fluorescein-poeier. Ek dink SA-poeier noem hulle dit. OK, kom ons gooi 1 teelepel van hierdie in, en ek vat die bombooster en ek vat so gewone teelepel saam met hierdie ou, dieselfde, en ek meng die twee met mekaar. En ek meng die hele lot met mekaar, en julle sal sien wat ek wil hê uit hom, hy sommer so ou nat pasta besigheid. Alright. Alright sê ek. OK. Nou gaan ons weer sit bruismeel, ouens, bruismeel. Oeh, hy maak 'n ding verskriklik lekker sag, hoor. Hy maak 'n deegie so sag. En julle het nou gesien die hoeveelheid bruismeel en hoeveelheid bombooster wat ek ingooi, moet 'n ou maar versigtig voor wees. Hy moet so lekker pap bly. Hy moet so lekker pap bly, want die oomblik wat ek hom in my hand sit en ek begin hom rol, as ek hom hard rol, dan rol ek hom in my hand vas. Dit beteken net een ding. Nou by die water gooi ek hom sommer net so in my meelbakkie. Kom ons raak 'n bietjie gesofistikeerd. Rol hom bietjie daar. Nou elke keer as jy meel aansit, kom ons sê nou so, 'n langwerpige ouetjie. Kan julle nou sien waar gaan daai teelepeltjie water en teelepeltjie duiwelsdrek? Waar gaan hulle nou eintlik heen, hè? Right. Elke keer wat jy hom rol, gaan jy voel as jy jou hande so te mekaar druk is of hy al hoe stywer raak. En nou kan jy versigtig met hom werk. Onthou nou, dis presies dieselfde met mava. Jy het helfte mava poeier, jy het helfte bruismeel gebruik. En watch daarso. Wat so rof werk ek nou al met hom. Nou as ek windie wil wees, dan maak ek hierdie deegie in omtrent 30 sekondes. Jy kan hom vinnig maak, hoor. En ek wil sê, daar is hy nou klaar. Ouens, daar het jy nou. 'n verskriklike lekker deegie. OK. Lekker sag, want die bruismeel maak hom ontsettend sag. Probeer dit bietjie, OK. Nou gaan ek hierdie
Op die hoekie sit die volgende stroppie en dan gaan ek hom in ek gaan nou die voerbal aanmaak en dan gaan ek hom op daai stroppie sit en dan gaan ons net so met hulle gaan ons na het met my nou net help hierso Ronnevlei. Ronnevlei. Dis 'n dam as julle ek gaan net vir julle wys hoe lyk die berge. Die water stroom van die berge af en hy stroom in 'n klein riviertjie in en hy stroom in Ronnevlei in. Ronnevlei is 'n pikswart water. Dis 'n bergwater. Die berg is vrot van die fynbos. Kom ek draai dit om. Hy's vol lieflike fynbos met sy eie geur. Die visse is al gewoond daaraan. Nou voeder ek met bombooster en mavapoeier en tots wat hierdie visse net gaan of hulle neuse optrek of hulle gaan sê luister boys, party time. Nou okay, net om vir julle te wys ouens. Hierso is ons mavapoeier met ons voerbal en ons 2 asies wat ons aangesit het. Hierso is ons mavapoeier binne in ons mielies gemeng. Hier's nog so 'n rapsie mavapoeier en hierso is ons mavapoeier se deegie. Hy gaan nou net so grond toe en ek vat vir hom net so nou dam toe. OK. Red sê ons sit sommer 'n bananatoetjie aan op die een. En ouens, daai storie van die tots werk nie. Ek bedoel die tots breek op die hoek. Let net op, net 'n bietjie verfynheid hoor. Nie grof en rof werk met hom nie. Dit bly 'n sagte tot. Right, nou hierso is die bombooster nou op, alright. Nou dieselfde situasie. Nou ja, dit lyk my ons het nou pad gekry hierso. Moes deur hierdie bosse breek en what have you, stadig. Maar dit lyk amateuragtig soos Red sê, maar skus man, ek het nou die eerste voerbal ingestuur wat die bombooster is. Vergeet amper. En hier is die mavapoeier en daar is ons hengel gery. So hier gaan ons nou, hoor. Hierso staan ons gaan net met hierdie 2 11-voet stokkies hengel. Nou kyk ons bietjie wat gebeur. Ouens, maar wat 'n lieflike dam, wat 'n lieflike omgewing. So kom ons kyk 'n bietjie. Ons skiet hom in. Daar's baie bome en goed in my pad. Maar ons gaan hom gou-gou ingooi dat ons nou net sien wat een is uit die binnestok. Daar sê. Gaan nou boetie. Daar sê. Mavapoeier het ontsettend mooi aangebly. Hy het eintlik mooi ingetrek en ek het nou net met Johan de Klerk gepraat en hy sê hy wens hy kon nie wees om te sien wat gebeur, maar ek wil ook vir julle sê wanneer ons volgende keer optree, dan is dit Johan met sy spesie gery. Nou kyk ons 'n bietjie hoe lyk dit so. Hou vir ons duim vas. Kan dit sien. Daar is omtrent 'n 3 na 4 meter kol net hier aan die kant die begin van hierdie water wat so 'n bietjie troebel is. Hy daai mavapoeier, daai hele area het hy so 'n klein bietjie van 'n oliebasis of iets gedoen. Dit lyk te pragtig. Daar is hy. Daar kan jy hom nou mooi sien. Pragtig. So 22, 25 minute hier. Ons gesels hier met 'n vriend. Sommer net oor Betty's Baai se dinge en terwyl ons gesels, daar gaan die bombooster. Ja, daar kom hy. Ja, hy ander plek was so groot as as dit die riete is. Yes, dis 'n lekker vis hier hoor. Ja, hy speel, ek voel hy speel. Ek slag weer hoor hoe gaan my vriend. En nou? Nee, sorry man, hy het mooi. Dis nou om 2 hoeke te hengel. Jy weet mos ek is nie gewoond om aan hierdie 2 hoeke nie. Maar net gou kyk, die hoeke sit nog mooi. Maar hy het die sinker het lelike krapmerke, so die ou het definitief nou daar aan 'n klip en ons ken nie eintlik klippe in hierdie dam nie, maar nou ja, daar het hy darm na so 20, 25 minute het hy op die bombooster gegaan.